In die Ou Testament, in Job 1 vers 9 tot 11, sien ons dat die duiwel by die troon van God kom om Job aan te kla. Die naam van Satan verwys ook na die aanklaer, die een wat ons by God wil aankla. In Lukas 10 vers 18 sê die Here Jesus dat hy Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val het. By die finale oordeel sal die duiwel dus nie as aanklaer wees nie, want deur die oorwinning van Christus aan die kruis het hy nie meer toegang in die hemel nie. In Johannes 12 vers 47 tot 48 sê die Here Jesus dat hy ook nie die aanklaer by die laaste oordeel sal wees nie. Hy het gekom om te red, nie te veroordeel nie. Wat mense by die laaste oordeel sal veroordeel, is die woorde van die Here Jesus wat wil verwerp het. As die Here Jesus in Johannes 14 vers 6 byvoorbeeld sê dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, dat ons dus net deur hom by God kan uitkom en ons verwerp dit, sal hierdie woorde ons veroordeel. Daarom kan Romeine 8 vers 31 tot 33 sê dat hul wat die verlossing in Christus aanvaar het, deur God vrygespreek is en niemand hul kan aankla nie. Die duiwel en niemand anders kan my meer oor my verlede aankla nie, want Christus het reeds die volle prys daarvoor betaal. As ek die woord van God aanvaar dat Jesus Christus die volle prys vir my sonde en skuld betaal het, is daar vir my geen veroordeling nie, want Christus is in my plek vir my sonde en skuld aangekla en het reeds by die kruis die volle prys daarvoor betaal. Ek is dus deur hom vrygespreek. As jy nou reeds deur God vrygespreek is, waarom glo jy die aanklagte van die duiwel oor alles van die verlede en alles wat in jou lewe verkeerd is? Die duiwel het geen toegang by God nie en God het jou vrygespreek. In Christus is al daardie dinge afgehandel. Waarom leef jy nie daaruit nie?